Goeiemiddag almal, kan ek vra dat julle staan asseblief, en ons mekaar groet. Dan sê baie dankie. Môre julle, hoop julle het 'n lekker dag sover. Dan julle kom maar sit en haal asseblief my julle handboeke uit. Julle kan vir my oopmaak op hoofstuk 4. Hoofstuk 4, dit is op bladsy 77 in julle handboeke. Dan sê baie dankie. Vandag praat ons van die balans in die ekosisteem, wat dit onderhou en wat dit kan versteur en soos hoe God alles in ons wêreld gemaak het, dat dit werk op 'n sekere manier en dat alles onderhou word in hoe hy dit beplan het. So, ons begin met draagkapasiteit. Wat is draagkapasiteit? Is daar iemand wat vir my kan sê? Ja, jy John? Nee, soos, kyk, jy dink nou dalk aan iets anders. As jy nou dink aan kapasiteit, dan kan jy soos byvoorbeeld dink, 'n 2 liter bottel, sy kapasiteit is mos 2 liter. So as jy nou dink aan die kapasiteit van 'n omgewing, waar dink jy? Ja, so al die diere en plante en ander organismes wat daar bly. So die draagkapasiteit is die maksimum organismes wat die omgewing onderhou kan word. Soos die hoeveelheid bokke in 'n veld of die hoeveelheid paddas in 'n dam. En as hulpbronne soos voedsel of water te min raak as gevolg van oorbevolking, lei dit tot skade aan die omgewing. So as daar te veel van 'n sekere organisme is, dan eet hulle te veel van die hulpbronne of drink te veel van die water, dan is daar nie genoeg oor vir die ander organismes wat in daai omgewing bly nie. So, en wat as die draagkapasiteit oorskry word? As daar net te veel van iets is, as 'n bevolkingsgetal so vermeerder dat die draagkapasiteit oorskry, sal dit veranderinge in die ekosisteem veroorsaak. Soos ek nou gesê het, as hulle te veel van die gras eet, of te veel, as een padda te veel van 'n gogga eet, dan sal die plante wat daai gogga van eet, dalk nou te veel groei. Sulke dinge. En dat kan baie skadelik wees vir die ander bevolkings wat in dieselfde ekosisteem woon. So as die paddas nou te veel eet en dan as daar nou nie genoeg goggas oor vir die res nie, dan kan die ander groep paddas nou doodgaan as gevolg daarvan. En so is nou ook 'n voorbeeld. Sê daar is 'n bevolking rooibokke wat 'n omgewing woon en wat sy getalle toeneem en dus die omgewing se draagkapasiteit oorskry. Wat sal gebeur? Ja, dan ja. Ja, dit is reg, hulle sal te veel gras eet, dan is daar nie genoeg vir ander diere wat op gras lewe nie, en dan kan dit groot probleme veroorsaak in die omgewing. Soos dit daar sê, oorbeweiding deur die bokke sal 'n voedseltekort veroorsaak, nie net vir die bokke nie, wat ook nou te veel gras het, dan sal genoeg vir hulle nie, maar te min vir die ander diere ook. En dan is die gras en plante sal platgetrap word en sukkel om terug te groei as daar te veel bokke is wat daar rondloop. Soos wie van julle het troeteldiere by die huis wat deur julle tuin staan? Ja, ek kan sien daar's baie van julle, soos ons het ook 'n klein hondjie gehad, elke keer as hy uitgegaan het, bietjie rondgesnif het deur die tuin, ek kon altyd sien, hy het altyd dieselfde patroon gevolg. Mens naderhand kom en sien die fisiese lyn wat hy deur daai gras getrap het, en dan kan mens nou sien hoe die gras plat getrap word en dan sukkel om weer reg op te staan, want hy hou nie op, want hy gee dit nie kans om reg op te groei nie, want hy stap altyd dieselfde streep. Soos mense nou kan sien, die gras, die plante word plat getrap en dan sukkel om terug te groei. En sonder gras en plante sal gronderosie ontstaan. Daar is nie enige plante wat se wortels die grond in een plek kan hou. En dan die gronderosie, asook skielike reën, kan vloede veroorsaak wat die hoëgrond sal wegspoel. Dus kan slote en dongas in die grond ontstaan. So die grond word swak, dit daar skei, dan is daar slote en partykeer kan die grond so erg wegspoel dat daar net gate oorbly. En dit is nou wat die dongas is, dit is groot gate in die grond. Okay, volgende ding wat die balans in die ekosisteem kan aanpas, is natuurlike faktore. Dit is byvoorbeeld siektes en veranderinge in weerpatrone wat 'n groot impak kan hê op die balans in 'n gegewe ekosisteem. Dit is egter tydelik, want soos julle al gesien het, dat siektes, mense kan dalk lewe verhoog word,
maar die mense kan dalk weer gesond word en terug aangaan met die lewens, en soos die weerpatrone wat verander, kan ook weer reggestel word, natuurlik, en soos byvoorbeeld vloede is, die water sal weer in die grond insak of wegspoel, droogtes, die grond kan weer droog word en plante wat se sade dormant in die grond is, kan weer wakker spring en groei as daar weer reën kom. Dan byvoorbeeld nou van daai weerpatrone, te veel reën kan vloede en oorstromings veroorsaak, terwyl te min reën en hoë temperature droogtes en veld- of woudbrande veroorsaak. Soos hoekom sal 'n droë weer nou die brand veroorsaak? Ja, Quentin? Dis reg, die plante word droog, daar's baie minder water in die plante, en dan word hulle so droog dat iets kan veroorsaak dat hulle brand vat, en dan kan daai vuur so erg vinnig versprei deur die res van die troebos, dan kan dit 'n erge brand veroorsaak. Nou siektes. Siektes kan epidemies wees en bevolkings verminder of laat uitsterf, soos onthou julle COVID-tyd, dit was ons nou 'n epidemie, baie mense in die wêreld het siek geword, baie het van dit gesterf, en ons moes almal nou by die huis bly tot hulle kon werk aan 'n vaksine, en dan het dit nou ook verminder, en toe kon mense nou 'n bietjie weer terug na die werk toe, terug aan die skole toe. En ten minste het dit nou nie veroorsaak dat ons uitgesterf het nie, maar dit is nie altyd die geval met diere nie, want diere moet altyd vir hulle self sorg, en hulle kan maklik dan as 'n siekte te erg en te vinnig versprei, doodgaan en uitsterf. En as een bevolking uitsterf, kan dit die uitsterf van ander organismes veroorsaak wat hulle nodig het vir oorlewing. So sê nou maar 'n hele trop bokke sterf uit van 'n siekte. Wat gaan dan gebeur met die leeu's wat op hulle jag? Hulle gaan ons nou ook dalk uitsterf, want hulle het nou voedseltekort. Hulle gaan nie kan eet om te oorleef nie. Maar soos met die COVID-tyd, dit is egter tydelik en die gemeenskappe kan weer herstel. Soos as nie al die bokke in 'n trop siek word nie, dan kan hulle dalk oorleef, of hulle word nie te erg siek nie, dan kan hulle oor die siekte kom en hulle immuunstelsel opbou teen dit, dan kan hulle dalk ook nou weer voortplant en daai immuniteit voortdra na hulle nageslagte toe. En dan kan die trop herstel, want hulle kan verder voortplant en hulle nommers weer opkry. Nou, skielike veranderinge in temperatuur kan 'n groot impak hê, want dit het die grootste invloed op die omgewing. Want alles het nou afhanklik van die weer. As dit te koud raak kan plante nie groei, as dit te warm raak, dan kan hulle ook nou doodgaan van 'n watertekort. Hoë temperature en lae reënval kan droogtes veroorsaak. So wie kan vir my sê wat is 'n droogte? Enigiemand? Ja, Michelle? Dit is reg, dit is wanneer dit te droog word, die water droog op en dan word die land ook nou stukkend, soos die plante doodgaan en dan kan gronderosies waarvan ons gepraat het ontstaan. En dan ook wel reënval kan vloede en oorstromings veroorsaak. En volgende, wat is vloede? Ja, Annie? Dan weet jy so mooi antwoord, ja, dit is wanneer daar nou te veel reën is en dan styg die watervlak en dan kan dit hele omgewings oorstroom en alles en baie goed onder water staan. En dan wanneer het baie warm en droog is die kans dat woudbrande kan ontstaan baie hoër. Soos ek net nou gesê het, as dit te droog word en dan staan nou ietsie wat 'n brand veroorsaak, dan kan dit so vinnig versprei omdat alles nou so uitgedroog is. Nou droogtes veroorsaak dat plantgroei verminder en dit veroorsaak dat minder organismes daar voorkom. Die plante het kort water, maar die droogtes veroorsaak dat daar nie genoeg water is vir al die plante nie. En dan, omdat daar minder plante is daar minder diere wat op die plante eet. Want hoekom sal hulle nou daartoe gaan, want hulle weet daar's nie kos nie, so hulle vertrek ook uit die omgewing uit, en dit veroorsaak dat daar te min voedsel is vir ander organismes, en dan trek hulle ook uit die omgewing uit, so dan word daar al hoe minder organismes daarvoor. En die grond kan lei tot gronderosie na skielike vloedings na droogteseisoen. Soos die grond word los van te min plante en dit nou weer wegspoel, omdat dit so los is waar die reën terugkom.
En as gevolg van geen of min plantwortels wat nie aan hierdie drooggrond kan vashou nie, kan daar slote vorm soos julle sien in die prentjie. Die grond word swak en los, dat wanneer dit so droog word, dan vorm dit albei krake en slote. Dan vloede verander die habitat, want alles is ons nou onder water. En het 'n nadelige invloed op die ekosisteem, maar kan vinnig herstel sodra faktore weer normaliseer. As die reën verminder, dan kan die water wegvloei, of dit vloei in die grond in en tussen die plante en alles. En dit kan ook lei tot modderstromings wat omgewings kan verander. Soos byvoorbeeld, hoe verander dit die omgewing? Sal jy net vir my antwoord? Niemand? Okay, ja, so die modderstromings, so die water vat 'n groot stuk grond, spoel dit weg, en dan kan dit nou lei dat daar te min grond in een plek is en te veel in 'n ander plek, en so verander die omgewing as gevolg daarvan. En dan uiteindelik natuurlike rampe. Dit is nou groot vorme van gebeurtenisse wat in die natuur gaan gebeur. Mense het geen invloed daarop nie, dit is alles God se wil. Dit is hoe hy die aarde geskep het. Daar is geen ding wat mens daar kan doen behalwe bid en hoop dat dit vinnig sal verbygaan. Een van daai natuurrampe is tot vulkaanuitbarstings kan skielik 'n omgewing plaasvind en dit permanent verander. Soos ons het geen invloed daarop nie, daar kan eendag te veel druk plaasvind onder die aarde en dat veroorsaak dat al daai lava opskiet. Nou kan dit nou so uit die berge uitvloei en omgewings permanent verander, want daai lava vloei uit, dit verbrand al die plante en diere in die omgewing, dan verhard dit, dan word dit nuwe grond en dit kan die ekosisteem heeltemal verander. Soos jy kan sien, as gevolg van die vloeiende lava wat die terrein verander, en asook aswolke wat uit die vulkaan uit blaas, kan die weer verander, want dit veroorsaak nou dat daar nie genoeg sonlig deurkom om die area te verhit nie, maar kan ook kweekhuisgasse binne, wat die temperatuur onder daai wolke ook bietjie kan laat styg. Maar dit kan ook dan lei tot die vorming van totale nuwe ekosisteme. Nou lava afkoel en droog word, dan vorm 'n nuwe land waar nuwe plante kan groei en dan as die plante terugkom, kom daar dalk nuwe diere terug wat nou die ekosisteem weer kan laat floreer. En vulkaniese grond is ook baie fertile. Kan iemand van Afrikaanse naam gee vir dit? Maar ja, dit word vrugbaar. Ja, vulkaniese grond is baie vrugbaar en is baie suiwer. Dit kan 'n ekosisteem negatief impak hê, maar dit kan ook weer die grond meer vrugbaar maak vir meer plante en later groei. En nou laaste ding wat die balans in die ekosisteem kan aantas, is menslike faktore. Ons. Want ongelukkig is daar baie van ons en nie almal het die regte idee van hoe hulle in 'n omgewing moet bestaan. So daar is ongelukkig baie maniere hoe die mens negatief bydra tot die omgewing waarin hulle woon. Daar is besoedeling, habitatsverlies, verwydering van organismes uit die ekosisteme, of anders gestel, stropery. So, besoedeling. Daar is 'n paar tipes besoedeling wat ons omgewings kan aanpas. Daar is ligbesoedeling, deur verskeie uitlaatgasse deur fabrieke en motors wat kan bydra tot die kweekhuiseffek en aardverwarming. Soos byvoorbeeld alle uitlaatgasse uit karre, as daar te veel karre in 'n plek ry, al die uitlaatgasse wat uit die motors uitkom, bly nie in die lug. En dan die sonstrale kom deur ons ozonlaag, dan word dit nou warm en gewoonlik gaan dit weer weg van die aarde af, gesprei uit, maar daai wolke laag kan partykeer dat die sonstrale die hitte binne bly, dan kan dit versprei nie mooi nie. En dan lei dit tot aardverwarming wanneer die temperatuur styg. Maar aardverwarming, soos ten spyte van die naam, is nie net wanneer die temperatuur styg nie. In ander areas kan dit alweer veroorsaak dat te min hitte binne bly en kan dit selfs kouer word. Soos ek kyk net nou, ons is hier so in die middel van Mei en kyk hoe koud is dit tydens.
So die temperatuur verander ook so al die jare en dit is ook as gevolg van aardverwarming. En dan kry ons waterversoedeling wat ons waterbronne affekteer deur die afstolting van die riool en chemikalie. En ek hoef nie vir julle sê hoekom dit sleg is nie, want ons is so afhanklik van water. Ons moet dit drink om te oorleef en dan wat gebeur as ons eie water vuil maak? Ons word siek daarvan en party mense kan nie herstel daarvan nie, want hulle enigste waterbron word partykeer sleg behandel en dan weet hulle niks om te drink. So, lugversoedeling. Dit is wanneer giftige gasse, uitlaatgasse of rook van fabrieke in die lug versprei word. Ek kyk net na daai omgewing met die fabrieke en daai spoorstene en al die rook wat hulle uithaal. Hierdie uitlaatgasse dra by tot aardverwarming deur verhoogde kweekhuiseffek te veroorsaak. Soos ek nou gesê het, die sonstrale kom in en dan het hulle nergens om uit te gaan. Bly hulle daar, word warm en dan so styg die temperatuur geweldig. En wanneer die lugbesoedeling so erg is, kan mens dit in seere sien as 'n tipe rookmis of smaak. Sê vir my, wie van julle het al so vroeg in die oggend gery deur 'n stad of na 'n stad toe, dan sien julle of so vuil bruin mis wat so hang oor 'n stad. Ek het al 'n paar keer in die oggende gery, dan kan mens nou sien, daar is net so vuil rookmis wat hang, dan dink jy dit is dalk net mis, want dit is dalk vroeg in die oggend, is koud, maar nee, mens kan fisies baie lugbesoedeling sien. En dan word mense se longe in daai areas ook nou so verswak, so vuil, so, en dan word hulle, en dit kan dan soveel makliker siek word daarvan. En dan waterbesoedeling, die afstorting van riool en chemiese afval in waterstelsels. Dit kan ons waterbronne baie erg beïnvloed deur dit ondrinkbaar te maak. Soos ek gesê het, ons is baie afhanklik van water. Wat gaan ons doen as ons nie kan water drink? Ons gaan dehydreer, dan kan ons baie erg word. En in baie gevalle is daar ten minste reservoirs wat ons het, wat nodig is om die water te filtreer en na waterbehandelingsfasiliteite te stuur om die water weer drinkbaar te maak. So dit is nie altyd onomkeerbaar nie. Ons kan dit bietjie weer die water nie totaal suiwer maak nie, maar ten minste drinkbaar, sodat ons nie siek daarvan kan word nie en kan aanhou leef. En dan habitatsverlies. Dit is ongelukkig een van die dinge waar ons as mens baie skuldig is. Want soos die jare aangaan, tegnologie verbeter en ons eie lewens verbeter word, is dit wel 'n goeie ding vir ons. Maar ongelukkig maak dit dat die mensdom se getalle baie skielik kan styg oor die jare, en dan as daar te veel mense is, en dan is die habitat vir ons te klein, dan moet ons nou ook uittrek. Soos dan moet ons nou nuwe plekke soek, wat ons behoeftes kan bevredig. Soos ons word voedsel en woning veral. En dit lei gewoonlik na mense wat die omgewing permanent verander om hulle behoeftes te pas. So ek net kyk aan mense kan 'n hele woud afsny, dan is dit nou nie goed vir die omgewing nie, want dan is daar minder voëls en ander diere wat in daai bome bly, wat nou moet uittrek en 'n ander woonplek soek. En dan, as hulle paaie bou, die plante kan ons niks daar teruggroei nie, en ook nou geboue bou, wat nou ook die grond bietjie swakker kan maak. En dit kan ook lei tot die uitsterwing van spesies wat as gevolg 'n kleiner habitat het om in te woon. Soos as ons nou te veel bome afkap, te veel velde plat maak om paaie en huise te bou, en waar moet die diere woon? Hulle moet maar 'n ander plek gaan, maar hulle kan nie altyd nie. Hulle kan hulle nuwe voedselbronne vind nie, en dan sterf hulle ook uit. Nou, en dan is daar 'n paar ander faktore wat tot habitatsverlies bydra. Verstedeliking, wanneer ons as mens trek na nuwe omgewings en oorleef. So as daar nou te veel mense in 'n plek is wat hulle nie kan onderhou nie, dan trek hulle uit en soek nuwe plekke, bou nuwe huise, bou nuwe paaie ensovoorts. Daar is ontbossing, die verwydering van woude, soos julle hier kan sien, waar hulle nou al die woud afkap, al die bome, dan sal geen plek vir voeltjies of eekhoorns en sulke dinge
het om te bly nie, want ons het ook nou hout nodig vir ons om huise warm te hou in die winter of om selfs huise te bou ensovoorts. En daar's mense kry ook uitheemse spesies, plante of diere wat ingebring word uit hulle omgewings uit, wat nou die omgewing kan aantas, want hulle is dalk vinniger drinkers, van daar sal nie genoeg water vir die ander plante nie, of hulle vat al die nutriënte uit die grond uit. Dat daar ook nou nie genoeg oorbly vir die inheemse spesies wat daar bly. En swak boerderymetodes. Dit is nou wanneer 'n boer nie die regte metodes gebruik om sy plaas te onderhou nie, wat kan lei tot habitatsverlies as gevolg van oormatige gebruik van gifstowwe en kunsmis. Soos byvoorbeeld, jy kan vir my 'n voorbeeld daarvan gee. Ja, dis reg, ja, soos die gifstowwe om insekte weg te hou, dit kan dalk nou die plante aantas, wat dit maak dat hulle stadiger groei, of dit kan die grond besoedel deur al daai gifstowwe wat nou van die plante afkom, kom dit in die grond, dan kan dit nou dalk hou dat maak dat insekte nie daai plant sal gesteer nie, maar dan kan dit dalk die grond swakker maak dat die volgende oes nog slegter sal wees. En dit kan ook die water besoedel, want dit kan mos nou uitvloei tussen die grond en alles tot by die rivierstelsel en daai water aantas van enigiets by die rivier af. Dan swak gebruik van waterhulpbronne. Soos byvoorbeeld as hulle nou te veel water gebruik, dan kan selfs plante ook verdrink, of hulle gebruik te min water en dan droog alles uit soos julle hierso kan sien. Dan staan monokultuur boerdery. Wie kan vir my sê wat beteken mono? Ja, Christian? Dis reg, dis een. So as 'n boer plant net een tipe plant in plaas van verskeie soorte plante, so sê my gebruik boer net met mielies. As mens te veel van een soort plant meer boer, dan kan dit nou veroorsaak dat die grond verswak, want die plante vat te veel van die nutriënte uit die grond uit, en dan is daar nie genoeg, dan word die grond verswak, dan kan dit nou ook die volgende plant wat daar geplant word. Het hulle nie genoeg om van te lewe nie, dan kan hulle nie groot word en voedsel verskaf. Of byvoorbeeld nou as hulle te veel van een vee het, dan kan dit nou soos ons gepraat van die drakebastyd, kan hulle dalk nou te veel van 'n bees meer boer, dan kan daai diere se getalle oorneem en dan is daar voedseltekort, want hulle het nou te veel van die gras geëet. Dan moet die boere nou ander voedselbronne vir hulle verskaf. En dan laaste ding, verwydering van organismes uit die ekosisteme of stropery. Wie kan vir my sê wat is stroop? Enigiemand? Kan vir julle, soos as jy nou dink aan, daar's soos 'n Engelse woord waarmee julle dalk meer gemakliker of meer dit assosieer? Ja, dis poaching. So dit is wanneer mense onwettig die diere vang en verkoop of die sekere dele van 'n dier afsny en dit verkoop. En hierdie kan lei tot die uitwissing van sekere organismes, van te veel jag, want die mense soek geld, so jagdiere wat mense van velle of horings of sulke goed wil hê. So kyk net hierdie een swart mark waar al die horings wat hulle van bokke afgekap het, of die hele vel van die te mag op. Strope. Daar's 'n paar voorbeelde van strope. In Suid-Afrika is renosterstropery 'n groot probleem, want mense jag swart renosters om hulle horings af te sny en te verkoop. Want daar's party mense wat glo as hulle die renoster horings vat, dit opkap en dit dalk in 'n medisyne of kos sit, kan dit goed aan hulle doen. En dan is daar, en soos dat gewys is in hierdie foto, daar is ten minste maniere om dit te verhoed. So die mense wat kyk na die renoster sal hulle partykeer vang, hulle sedeer, hulle slaap, dan sny hulle met 'n kettingsaag hulle horings af. Maar ongelukkig is dit nie altyd goed genoeg nie, want daar bly nog steeds 'n bietjie van die horings oor. Dit sal die mense wat hulle jag en goed wil verkoop, dan sal hulle nog steeds hulle doodmaak en net daai kleinste bietjie horing nog steeds afsny om net dit te verkoop.
En dan olifante word gejag vir die voor hulle tande. Soos julle kan sien, daar is so 'n foto daarbo. Kyk net hoe baie olifante moes hulle doodgemaak het, hoe baie troppe om al daai tande te kry. Want hulle verkoop dit ook, want mense gebruik hier voor vir baie dinge. En ja. En dan oorbevissing aan ons kuslyne veroorsaak dat ons visbronne verminder. Te veel visvang kan maak dat ons nou die omgewing versteur, dat die visse nie meer verder kan voortplant nie, en word hulle ook minder en kan hulle ook uitvis. So ja, dit is nou al die dinge wat die balans in die ekosisteem kan versteur, en alles wat goed is en sleg is daarvan. Nou, ek het vir julle 'n bietjie huiswerk wat julle kan doen. Julle kan asseblief vir my in julle boeke hierdie vrae neerskryf en dit gaan doen. Ons sal môre na dit kyk. Julle moet asseblief vir my die definisies gee van draakapasiteit, oorbeweiding, verstedeliking en stroping. En dan moet julle asseblief vir my sê wat sal gebeur as 'n draakapasiteit in 'n omgewing oorskry word, as daar net te veel van iets is. En dan noem julle vir my 2 natuurrampe en die invloed wat hulle op die omgewing kan hê, en wat die langtermyn effek van stroping is, en laastens, hoe kan stroping verhoed word. Baie dankie julle dat julle geluister het. Julle kan asseblief so aan begin werk. Julle kan tussen mekaar werk. Onthou die handboeke is daar vir julle om te gebruik om julle te help. Lees bietjie daardeur, julle sal die antwoorde maklik kan vind. En dan sal ons môre daarmee kan